I said, with all this talk about pirates, it's making me think that maybe we should go to the pirates and tell them that they should actually look at insurance brought to them by Woolworths Financial Services, because they've taken the time to develop a product that not only focuses on the bigger picture, but also focuses on the little things, right down to what could happen if something had to happen to your groceries or perhaps your handbag, which we know is like every lady's treasure. Absolutely. And of course, when it comes to insurance, peace of mind is a big deal, and insurance brought to you by Woolworths Financial Services has taken a great deal of time to make sure that you have that peace of mind. Maar ons gaan aan vandag met ons onderwerp vir die week waar ons praat oor al die dinge wat jy gewens jy geweet het oor finansies, en ons kyk 'n bietjie dieper in die versekeringpot en praat oor iets wat hulle noem all cover dekking of cover. Alle risiko all risk cover. So wat presies is dit? Alle risikodekking, Katlego, hanteer of vat aan die items wat jy of jou persoon dra as jy by die huis uitloop en jy gaan werk toe of jy gaan gym toe of jy gaan weg vir die naweek of jy gaan oor see, dan wil jy seker maak dat die items wat jy op jou dra, soos jou spectacles en jou selfoon en enige items wat jy nou saam met jou gaan wegvat uit die huis het, dan moet jy dit dek onder alle risikodekking met jou korttermynversekering. En dit is heeltemal dit verskil van jou main polis. Is all risk cover iets heeltemal anders nie. Gewoonlik moet jy ten minste karversekering en of dan inhouddekking ook het by 'n versekeraar. En Woolworths is een van daai maatskappye, jy weet, om daai tipe dekking uit te bring, moet jy alle risikodekking dan saam met daai kar of daai inhouddekking hê. Goed. Maar ek weet daar's altyd 'n klein nikkerige detail wanneer dit kom by versekerings, soos met all risk cover. Is daar verskillende tipes van dit? Ja, daar's so van 'n general all risks en dan is daar nou items wat jy spesifiseer. Nou as jy kom by general all risk, gewoonlik in die mark sal jy nou sê nou maar jy het 'n R10,000 general all risk dekking. En jy het 'n verlies wat sê nou maar iemand steel jou gym bag uit die kar uit, dan is daar 'n limit wat hulle sal betaal vir elke item. Sê nou maar 25% per item. So as jy 4 items nou verloor het in daai verlies, dan gaan hulle 'n maksimum van R2,500 per item betaal tot 'n maksimum van 10,000. So dis 'n bietjie van 'n tegniese ding. Jy weet by Woolworths moet jy as die item oor R1,900 werd is, dan moet jy hom spesifiseer. Soos 'n fiets. Jy weet daar's baie ouens wat nou weet mountain biking doen en daai tipe ding. Daai fiets moet gespesifiseer word as jy dekking daarvoor wil hê. Maar dit is duurder items, soos jy sê, moet mense meer spesifiseer. Maar iets wat my baie geïnteresseer het is die feit dat mens versekering kan kry vir jou kredietware. Vertel 'n bietjie daarvan, want almal dink dat meeste versekeringsmaatskappye dit dek. Ja. En gewoonlik dek hulle net dinge soos jy weet die krag het uitgegaan en jou en die inhoud van jou fridge het vrot gegaan of wat ook al. En wat Woolworths uitgebring het wat nogal uniek is jy weet as jy gaan kry die nuusware gekry het by 'n winkel en jy gaan huis toe en jy was in 'n ongeluk en daai goed en jou eiers is gebreek of wat ook al, jy weet dan dek hulle daai kruideniersware tot op 'n bedrag van R2,000. Van R2,000, dit kan 'n hele yskas, 'n nuwe yskas volmaak. Absoluut. Ja, absoluut. Maar ek dink nog 'n kommer vir dames veral daar buite is wat gebeur as iets gebeur met jou handsak, want dit kan baie maklik of by 'n partytjie of 'n fees of selfs in die op straat gesteel word. Wel jy weet, I mean, kan jy nou dink, I mean die vrou in jou lewe was nou net by 'n sale of 'n verkoping waar sy parfuum gekry het vir 50% se afslag en sy het haar ID-boek en haar driver's license en die kitchen sink en al die goed is in haar handsak en dit word gesteel of dit word jy weet verloor. Ek dink dit kan nog 'n hoë prys wees, want as ek dink sien nou Louis Vuitton handsak daar's met al daai goedjies binne kan maklik tot op 'n bedrag van R8,000, R10,000 kos, nee. Maar ten minste gaan jy R2,000 in jou sak kry waar gewoonlik sal jy nie daai dekking gekry het ergens anders nie. So Woolworths het regtig iets uniek by die tafel gebring met daai produk wat vir niks kos. Weet jy, ek hou van die feit dat mense by die huis die vrymoedigheid het om vrae vir ons te vra, veral by die finansies segment, en hier het Sharif Rosenberg gevra spesifiek nou vir jou. Vir die finansiële afdeling wil ek van julle af weet, wat is die verskil tussen geld te belê en geld te spaar? Ja. Dit is dieselfde ding, want om goed geld te belê en om geld te spaar dit hang net af van wat die tydperk is waarin jy wil spaar en daai spesifieke doel. So as dit korttermyn is vir jou emergency doeleindes, jy weet jy moet geld so 3 maande se salaris bespaar om dan vir emergencies te
te sorg, dan is dit jou korttermyn, maar dan is daar ook jy weet 3 tot 5 jaar en 5 tot 10 en jou retirement en al daai goed. So alles vat saam met besparing en dit hang net af wat jou doel is, want dit is baie belangrik dat jy met die einde begin. Jy weet waar wil jy uitkom en wat wil jy koop en maak seker jy het die geld om dit te doen, dat jy nie noodwendig lenings moet aangaan nie, maar jy weet besparing en investment en saving is dieselfde ding. Meneer, baie dankie vir jou tyd en al die advies, waardeer dit baie. En natuurlik as jy meer wil uitvind oor insurance brought to you by Woolworths Financial Services, kan jy gerus woolworths.co.za besoek. Ons is nou terug na die breek. Om 7 uur het ons jou nuushooftrekkers, so maak seker jy skakel in daarvoor. Sien jou nou.